Kolossense. Kolossense, die eerste hoofstuk. En ek lees vir u voor, vanaf die 3de versie. Luister asseblief met die nodige aandag na die woord van die Here. Die Here ken elkeen van ons se behoefte en hy weet wat ons nodig het om te hoor. En daarom kan hy, en gebeur dit ook baie keer, dat hy deur die lees van die woord ons behoeftes aanspreek. Vers 3, ons dank die God van Vader, van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, want julle het gehoor, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemele, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou kom ons sit net so, dan maak ons oë toe, ons buig ons harte,
dan gee ons hierdie diens aan die Here af. Ons Hemelse Vader, ons is baie bevoorreg vanmôre om so rondom u woord te kan vergader, om daaruit te kan lees. Ons aanbid u vir u liefde en u genade. Ons aanbid u, Here, omdat u nie 'n wettiese God is nie. Ons aanbid u, Here, omdat u begeerig is om met ons in gemeenskap te verkeer, om ons elke dag te help, sodat ons in ons keuses, in ons handel en ons wandel, sal diensbaar wees vir u, sodat die ongeredde wêreld in en deur ons lewens, waar ons mag beweeg, wat ons ook al mag doen en sê, dat hulle u liefde en u genade sal beleef in en deur ons. Ons aanbid u, Here, omdat ons weet, dat u het die Heilige Gees gestuur, hy wat in ons wil werk en wat in ons werk, om ons te leer, om ons in staat te stel, en om te doen wat u welbehaaglik is. Dankie dat ons kan bid vir die afkondigings. Ag, liewe Here, u het dit gehoor. U het elke naam op die voorbiddingslys gehoor. Ons bid, Here, ons is dankbaar vir getuienisse wat ons hoor, waar u aangeraak het, hoe dat u voorsien. Ons is dankbaar omdat u werk in elkeen se lewe. En ons is opgewonde vanmôre om te kan getuig in gebed. Ons is opgewonde om van hierdie name wat ons hier hoor, te verneem hoe dat u hulle opgerig, hoe dat u gesond gemaak het, hoe dat u versterk het, en hoe dat u in staat stel om te kan lewe tot eer van u naam. Ons dink aan Baba Zandre, Here, ons dink aan ander, ons wil vra, Here, sy ouers, dat hulle waarlik sal insien, elkeen wat jonk is, dat hulle sal insien, hoe afhanklik, hoe diep afhanklik hulle van u is, en ook sal verstaan, en insien wat die woord sê, u wil oprig, en u wil u goeie doel aan elkeen openbaar. Seën die woord hier vanmôre, Here. Neem die regmatige plek in tussen spreker en hoorder. Seën asseblief elkeen wat na die woord luister. Seën waar u woord ook vanmôre in ons land in waarheid en krag verkondig word. Here, ons weet u koms is baie naby. En ons weet die horlosie loop vinnig uit. En daarom vra ons vir u, dat ons terwyl ons vra ons asseblief van diepe afhanklikheid vir u, terwyl ons nog die geleentheid het, dat u vir ons sal help, dat ons gereed sal wag op hierdie dag, op hierdie oomblik, as u vir ons sou kom haal op die wolke. Baie dankie, ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Nou, broer en suster, ons wil met die Here se genade met u praat, na aanleiding van hierdie twee versies, na hierdie twee versies, vers 10, gaan ek net weer vir u lees, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Dis die wil van die Here, dat ons in ons kennis moet toeneem, in ons lewens so met lewe, dat het sal vrug dra, en dat ons geestelik sal groei. Vers 23, ek lees vir u. As julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar is. Ek wil vanmôre met u praat rondom die tema, die sentrale gedagte,
Wat moet ek doen? In die lig van hierdie woord, ek het die evangelie gehoor, ek moet waak, ek moet toeneem in die hoop. Wat moet ek doen? Wat staan my te doen om te kan groei in my geestelike lewe en om vrugbaar, diensbaar, voorspoedig te kan wees? Nou, liewe vriende, in hierdie gedagte is dit nie wat moet ek doen om voorspoedig te wees nie, want nou kan ek baie maklik dink, as ek harder werk, as ek beter belê, as ek beter dit, as ek beter dat, als nou gefokus op die tydelike, dan sal ek voorspoedig wees. Ja, dit is so, as ek op tydelike gebied met die wysheid van die Here reg besluit en reg beplan en reg doen, dan sal ek op tydelike gebied voorspoedig, dan kan ek op tydelike gebied voorspoedig wees. Maar ek praat vanmôre met u oor ons geestelike voorspoed. Ons geestelike voorspoed. Wat verwag die Here? Wat sê die woord van die Here? Wat moet ek doen om in die evangelie gegrond te bly, in my geloof te groei en vrugbaar en diensbaar vir die Here te kan wees? Nou hier staan 3 woorde mooi uit. Ek, doen en voorspoedig. Ek, doen en gelukkig. In die eerste plek weet ons, in die lig van die evangelie, dat ek as mens niks kan doen. Ek kan niks doen vir my saligheid nie. Niks nie. Al lees ek die Bybel 20 keer deur, al praat ek oor die Bybel, ek kan niks uit myself uit doen om die ewige lewe, die genade van die kruis, deelagtig te word nie. Niks nie. Dit is genade. Uit genade het die Here my gered. Uit genade het hy my geestelike oor oopgemaak, toe hy met my praat, en ek my beeld sien voor hom, my verlorenheid, en ek aanneem wat hy vir my gedoen het. Genade. So as ons praat oor wat moet ek doen, dis dit nie vir my redding nie. Dis nie vir my redding nie. Dis waar alles begin. Waar ek my vertroue in hom plaas vir my saligheid. En nou het ek 'n verantwoordelikheid in hierdie lewe om te groei as kind van hom. Voor my redding was ek 'n kind van die duiwel en het ek die dinge van die duiwel gedoen. Nou is ek kind van die Here en nou moet ek die dinge van die Here doen. So as ek praat oor wat moet ek doen, dan is dit, wat sê die woord van die Here moet ek doen? Sodat ek in my geestelike lewe voorspoedig en diensbaar vir die Here kan wees. Nou ek wil net vir u 2 versies lees, en daardeur wil ek net dat u mooi verstaan die stryd waarmee 'n mens te doen het. Want is nou baie maklik om te sê, ek wil Here, ek sal Here, ek gaan Here. Baie maklik om dit te sê, en dan raak ek moedeloos as dit nie werk, soos wat ek nou gedink het, dit moet werk nie. Hoor wat sê Galasiërs 5, vers 16 tot en met 18. Luister mooi wat sê die woord. Maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wat is die vereiste? Wandel deur die Gees. Dis nou waar ek besluit en op 'n plek in my lewe kom waar ek teenoor die Here bely, Here, ek kan myself nie vertrou nie. Ek neem my voor om dit te doen. Ek neem my voor om meer te bid. Ek neem my voor om meer kerk toe te gaan. Ek neem my voor om te getuig, maar dit werk nie. Dit werk nie. Omdat ek dit uit myself uit wil doen. Want die vlees, sê vers 17, begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Iemand wat weergebore is, wil die Here behaag, en wil lewe tot eer van die Here, maar die vlees, die mag van die vlees, die eie ek, verhinder my om te doen. Maar as julle deur die Gees gelei word,
dan is julle nie onder die wet nie. Daarom is dit belangrik dat ek moet verstaan, as ons praat oor wat moet ek doen in my geestelike lewe, om voorspoedig te kan wees, is die begin, ek moet ten volle die beheer van my lewe aan God oorgee, aan hom oorgee. Hoor wat sê Romeine 7 vers 19. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Nou liewe broer en suster, dis presies die manifestasie van 'n kind van die Here se lewe wat nie vervul is, wat nog nie op daai plek gekom het, waar hy die volle beheer van sy lewe aan die Here oorgegee het nie. Wat nog nie hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees deelagtig geword het nie. Dis 'n besluit, dis 'n begeerte wat God vir ons het. Maar dis 'n besluit wat ek moet neem as ek hierdie waarskuwings ter harte neem. Om op daai plek te kom en te sê, Here, maar ek kan myself nie vertrou nie. Ek neem my voor, Here, maar ek kan nie, en ek verstaan nie, en dit maak my moedeloos. Maar ek hoor wat die woord sê. As ek deur die Gees wandel, dan sal die Gees my inspireer. En die Gees sal my in staat stel om te lewe gehoorsaam, sodat ek in my lewe kan ervaar voorspoed, geestelike voorspoed. Die woord voorspoed beteken waarin alles vlot en sonder probleme, moeilikhede verloop, wat voorspoed geluk geniet. Nou, moenie 'n fout maak nie. Ons is in hierdie sondige wêreld. Terwyl ons in hierdie sondige liggaam hier is dit nie moontlik om op 'n plek in ons lewens te kom waar ons sondeloos en vry van versoeking en beproewing sal kom nie. Terwyl ons in hierdie wêreld is, sal ons nooit volmaak kan wees nie, kan word nie. Nooit nie. Maar nou sê die woord van die Here ook, as versoeking en beproewing oor ons pad kom, dan is dit om ons te toets en ons te leer wat ons moet doen en ons te wys wat ons moet doen. En as ons dit doen, sal ons fokus op die Here wees. En dan sê die woord, of 'n liedjie, ek dink is 'n liedjie, 'n lied wat ons graag sing, dan sal die aardse dinge nietig en klein word. Maar terwyl ons hier is en ons nie gevul is met die Gees, kyk ons nog te veel hier rond. En ons is nog te veel gefokus op die vlees. Maar in die geestelike opsek sal ek die blydskap en die vreugde van die Here wat verstand te bowe gaan, ervaar en beleef. Die woord geluk beteken vervul met volgelukte vrede, wat deur geluk beskik was, wat geslaagd verloop het, voorspoedig is. Die Here sê sy blydskap laat hy vir ons na. Daarom, ten spyte van aanslae en beproewinge, ten spyte van stryd, het die Here sy krag en sy Gees, sy genade vir ons nagelaat, sodat ons in geluk met sy vrede in ons harte kan lewe. Ek wil weer vir u sê, dis uit onsself uit nie moontlik nie. Dis nie moontlik nie. En jy moet ook nie 'n fout maak om te dink dat as jy nou 'n kind van die Here is en jy het gekies dat die Here jou moet vervul met sy Gees, dat jy nou 'n glad en 'n voorspoedige lewe sal leef hier nie. Dis juis wanneer die duiwel op jou uit is en op jou fokus. So buitekant val hy jou aan, maar die binnekant as jy oorgegee is, sal jy ervaar sy blydskap
en sy vrede. U weet, liewe kind van die Here, wat die wonderlikheid is as ons praat van geluk en voorspoed. In hierdie wêreld kan ons ook geluk kry. As jy 'n nuwe motor koop, is jy gelukkig. As jy 'n salarisverhoging kry, is jy gelukkig. Ons kan ook geluk hier kry. Maar jy weet, die groot verskil tussen die geluk in die wêreld en die geluk van God is, die wêreldse geluk gaan verby. Dis tydelik. Terwyl die geestelike geluk, en ek wil weer kwalifiseer, wat ons verstand te bowe gaan, die geestelike geluk aanhoudend is, ongeag ons omstandighede. Nou, ons word beïnvloed deur ons omstandighede, en juist die wete daaraan dat ek so diep afhanklik is van die Here, sal my motiveer aan om hom vas te hou, krampagtig. Weet jy wat is krampagtig? Dis nou wanneer jy aan iemand vashou, jou vingers word so wit, dit gly so uit, maar jy weet, jy kan nie los nie. Ek kan nie los nie. As ek los, is dit kapot, verby. Jy hou krampagtig aan die Here vas, sodat jy nie sy blydskap en sy vreugde binne in jou hart en jou lewe mag verloor nie. Ek sê nou vir u vanmôre, en let op, hoeveel keer het ek gesê, dis maklik. Ek het dit al van hierdie kant al 'n paar keer vir u gesê. Dis nie maklik nie, maar is moontlik. Deur my oorgawe aan die Here, en my gehoorsaamheid en my vasberadenheid, om aan hom vas te hou. Ek as mens, is tot niks in staat nie. Niks nie. Ek kan my eie geluk nie bewerk nie. En as ek dit nog doen, is dit tydelik. Maar die woord van die Here sê vir ons in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En hierdie in staat is ook om aan hom krampagtig vas te hou, al pyn jou geestelike vingers, dat dit vir jou voel, jy kan nie meer nie, maar jy hou, sal jy die vreugde en die blydskap van die Here ervaar. Hierdie wat moet ek doen om gelukkig voorspoedig te kan wees, is primêr gefokus op die woorde in 1 Kolossense 1 vers 10. Dis waaroor ons lewens moet gaan. Waardig voor die Here mag wandel. Waardig voor die Here, hoeveel keer het ek het van hierdie kant af gesê al. Waardig voor die Here te kan wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Dis die wil. Dis die wil en begeerte, wat hy deel van ons lewens wil maak. U weet, dis nie iets wat ons kan opwek uit onsself uit nie. Ons kan nie uit onsself uit sê, ek wil waardig wandel, ek wil waardig wandel, ek wil waardig wandel nie. Ek moet op daai plek kom waar ek teenoor die Here bely, Here, ek kan nie. Ek kan nie, Here, maar ek gee my oor aan u, dat u my in staat sal stel, dat u my krag en insig sal gee, dat ek waardig voor u sal wandel. So wat moet ek doen? En ek het dit nou al genoem, en ek herhaal dit. Ek moet met die Heilige Gees vervul word. Ek moet, en dit is 'n ondervinding, waarvan jy sal weet. Jy weet, daar is heersende dinge in my lewe, wat ek die Here geroep het om verlossing, wat nie losgekom het nie. Hoekom nie? Totdat die Here een aand vir my gewys het, maar hoor jy vertrou jouself te veel. Jy dink jy kan dit handle. Nee. As dit kom by die dinge van die Here in hierdie wêreld, dan moet ek hom vertrou. En vervul word met die Heilige Gees. Vervul met die Heilige Gees beteken, Here, ek is gewillig om te breek in alles in my lewe wat u nie behaag nie, wat ek weet wat verkeerd is. Here, ek bely teenoor u, ek kan nie. Dankie vir die Gees wat u gestuur het. Kom neem volle beheer, volle bestuur van my lewe oor. Ek vertrou u, Here, ek vertrou u,
om my in staat te stel en te wys. Ek moet vervul word met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Heilige Gees vervul. Dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag. Dis 'n begeerte van Vader van ons lewens. Word met die Heilige Gees vervul. En ek sê weer, ek kan myself nie vertrou nie. Vervulling met die Heilige Gees is waar ek kom en sê ek kan nie. As ek met die Heilige Gees vervul word, sal ek krag ontvang. Krag om te getuig, sê Handelinge 1 vers 8. Krag om te getuig van die Here Jesus. My lewe sal getuig van wat die Here vir my gedoen het. As ek vervul is met die Heilige Gees, sal ek geleer en herinner word, sê Johannes 14 vers 26. Geleer en herinner word. Dit is onmoontlik dat ek iets in my lewe sal doen of toelaat wat die Here nie behaag nie en ek sal nie daarvan geleer word. Ek sal nie daarvan oortuig word nie. Daarom gee ek my oor aan hom, geheel en al, Here. Soos hy sy vinger op my lewe druk, dan breek ek daarmee. Hy sal leer en herinner. Hy sal my lei in die volle waarheid. In die volle waarheid. Sê Johannes 16 vers 13. Volle waarheid sal hy my lei. Hy sal my leer om God, die Heilige, om hom te leer ken as God, as Vader, as Redder van my lewe. Hy sal my leer, sê 1 Korintiërs 2 vers 10. Hy sal my leer. Maar hy sal ook, en ons praat ons nou oor wat moet ek doen om voorspoedig te kan wees. Hoor mooi, wat sal hy ook doen as ek vervul is met die Heilige Gees? Of wat sal ek beleef en ervaar? Oorvloed van hoop en krag. Romeine 15 vers 13. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Liewe kind van die Here, is dit nie miskien hoekom ons net so, dan is ons moedeloos? Ons is mense, dit kan gebeur. Maar wat ek daarmee doen, hoe ek dit hanteer en hoe ek dit bestuur, is my verantwoordelikheid teenoor die Here. Hoop, oorvloed en krag. Ek moet die woord van die Here bedink. Die woord van die Here. Ek moet die woord van die Here oorweeg. Ek moet dader word van die woord van die Here. As ek die woord van die Here doen, sê die Bybel, sal ek voorspoedig wees. Sal ek voorspoedig wees. Jakobus 1 vers 25, diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Daarby bly. Dis nie net, ek hardloop gevinnig in, en ek sê, ekskuus tog, dankie Here, en ek lees dit gou op Psalm 23, en ek het daarom die Bybel gelees, en ek het daarom dit gedoen. As ek die woord bedink, en die woord in my hart bære, en ek bly daarby, sal ek gelukkig en voorspoedig wees. Gelukkig en voorspoedig wees. 'n dader, sê Jakobus 1 vers 25 verder, 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wat moet ek doen? Ek moet vervul word met die Heilige Gees. Ek moet die woord in my hart bære. Josua 1 vers 8, bepeins die woord dag en nag, sodat jy nougeset kan handel. Handel volgens wat in die woord is. Bepeins die woord, oordink die woord, oorweeg die woord. Job 36 vers 11, as hulle luister na hom en hom dien, as hulle luister en hom dien, dan bring hulle hul daardeur in voorspoed. Deuteronomium 29 vers 9,
onderhou dan die woord van hierdie verbond en volbring dit, sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen. Dit kom in my gedagtes op, ek kan maar hier sê amen. Want as ons net hierdie doen wat ons tot hier toe hanteer het. Maar ek wil net hier gou klaarmaak. Die woord 1 Konings 2 vers 13, en onderrig die ordeninge van die Here jou God deur te wandel in sy weë, die getuienisse te onderhou. Psalm 1 vers 2 en 3, oordink sy wet dag en nag, en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. My liewe kind van die Here, dis God se woord wat met ons praat, en is die beloftes van God se woord. Johannes 14 vers 23, sal hy die my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Nog 'n aspek wat ek moet doen, ek moet bid sonder ophou. En met baie respek nou, hierdie bid is nie, ekskuus nou vir die uitdrukking, maar ek wil 'n waarheid in die gemoed laat. Hierdie is nie 'n Zimbabwe gebedjie nie. Hierdie is 'n gebed waar ek in my binnekamer gaan, die deur sluit en die aangesig van die Here soek, in gesprek met hom gaan. Die begeerte van die vlees kastei, die liggaam kastei, en bid. 1 Tessalonisense, hoor, is die woord wat dit sê, nie ek nie, die woord sê so. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Jy weet, as ek in my binnekamer die dag begin en ek stort my hart uit, kan ek daar uitgaan. En waar ek beweeg, al is ek daar by die werk, en ek sê net, ag Here, dankie vir die liefde, hy hoor dit. Dis 'n uitvloeisel van my ontmoeting met hom, daar in my binnekamer. Ek moet hom praat daar, maak net my hart stil. Al staan ek met my oop oë, en ek buig net my hart, Here, U is so goed vir my. Bid sonder ophou. Matteus 7 vers 7 tot 8, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, en nou kan jy dit gaan lees, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek, ons moet bidders begin word. Jy weet, Dr. Andrew Murray en ander gebedsbidders sê, daar is sekerlik nie 'n groter sonde wat 'n kind van die Here kan doen, en dit is die sonde van biddeloosheid. Bid. Johannes 14 vers 13 en 14, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen. Wat moet ek doen? Bid. Moenie 'n fout maak nie, die duiwel en die vlees sal dit nie vir jou maklik maak nie. Die duiwel wat die geestelike sweer daar woon, hy trek so kolom oor jou, en hy laat jou voel, ek bid teen die plafon vas. En wat sê jy? Ek sal later terugkom. Vergeet dit. As ek 'n kursus aanbied oor gebed, dan sê ek altyd, as jy nou wonder wat het jy vergeet wat jy moet doen, gaan in jou binnekamer gaan bid. Dis die gouste wat hy jou sal herinner. Hoor jy, het jy die stoof afgesit? Hoor jy, het jy dit al gedoen? En weet jy wat doen ons dan? Dan sê ons, dan gaan ons gou. Ek sal terugkom. Vergeet dit. Dis hy, want hy ken die krag van gebed. Daarom verhinder hy ons om te bid sonder ophou. Johannes 16 vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang. Die laaste wat ek moet uitwys voor ek afsluit is, ons moet bewuste sonde bely. Liewe broer en suster, ek herinner my weer eens, ek het 'n paar keer van hierdie kansel af gesê al, God kyk nie deur sy vingers na sonde nie. Hy kyk nie deur sy vingers nie. God kan nie kompromie maak met sonde nie. Hy kan nie. Daarom moet ons dit wat in my lewe is, waarvan ek weet, wat God nie behaag nie, moet ek bely en laat staan. 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, is getrou en regverdig
om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen my en julle. Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. God werk nie oor sonde nie. Hy werk nie oor sonde nie. Ekskuus tog, 1 Korintiërs 4 vers 4. Die standaard waarin ons voortdurend moet lewe, spel 1 Korintiërs 4 vers 4 van ons uit. Dit is die standaard. Dis die stand waarin ons elke dag moet lewe. Ek is my van geen ding bewus nie. Ek sê weer, ons sal nooit in hierdie lewe op 'n plek kom waar ek sondeloos volmaak is nie. Ons kan dit nie doen nie. Dit sal nooit gebeur nie. Maar as die Here sy vinger op iets in my lewe druk, dan moet ek dit bely en laat staan. Ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy het my beoordeel, of hy wat my beoordeel is die Here. My liewe broer en suster, dit is die standaard waarin ons moet lewe. Ek is my van niks bewus nie. Dit is wat ons moet doen, om voorspoedig in ons geestelike lewens vir die Here te kan wees. Hoor wat sê Johannes 15 vers 11. Dit, wat ons nou hanteer het. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, ensovoorts. U kan by die huis gaan lees. Alles manifestasies wat fokus op die liefde en die genade van die Here in ons lewens. Maar nou moet ons onthou, is altyd 'n woord van waarskuwing. Altyd. Omdat ons in hierdie lewe nog leef, en die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy's 'n mensemoordenaar, hy's 'n leuenaar. En hy wil nie hê 'n kind van die Here moet in die volheid van die Here lewe nie. Daarom is ons waarskuwing, en hiermee sluit ek af. Daarom is ons waarskuwing Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So ons moet elke dag lewe, fyn ingestem, versigtig let op ons wandel, ons handel en ons denke en wat daarmee gepaard gaan, om nie die Gees van God te bedroef nie. En indien ons hom sou bedroef, om dadelik te bely, ek sê jammer Here, vergewe my, vergewe my. Dit is wat ons as kinders van die Here moet doen. En daarom het ek vir hierdie versies gelees in Galasiërs en in Johannes, het ek dit vir u gelees. Die vlees stry teen die Gees. En daarom moet ek kies. En ek wil nou vir u vra, moenie haastig wees nie, vat hierdie woord na jou binnekamer toe. Gaan vra die Here, Here, wys my bietjie hoe staan my saak met hierdie, rondom dit wat ek nou gehoor het. En dan sien u, dan bepaal u of u gewillig is, om ten volle u lewe aan hom oor te gee, om te kan ervaar sy krag en bystand. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle lewens oorvloedig en voorspoedig mag wees. Die Here gee genade, en die Here is die hoorder van 'n stem, van 'n hart, wat op hom gefokus is. Amen. Ons dierbare Here, ons vra asseblief dat u die naprediker sal wees van u woord.
Ons vra asseblief, Here, dat U vir ons sal help, dat ons nie sal toelaat dat die roofvoël van die hemel, die saad wat gesaai is, kom wegpik nie. En Here, en al het ons dan hierdie woord al gehoor, al het ons dit al moontlik gedoen, help vir ons dat ons dan opnuut ons harte voor U sal buig en gehoorsaam aan die woord sal doen wat ons moet doen. Word vervul met die Heilige Gees. Amen. Ons sluit af deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Kom ons sluit af, dan sing ons hierdie lied staande saam asseblief. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen. Ek wil maar net sê, ons vergader nou hier in die kerk.